Goeiemôre allemaal. Nou, so, 3 mense hier. Luister mense, kom 'n bietjie nader. Ek hou nie af van mense te skree nie, so kom sit 'n bietjie nader, kom ons sit agter as op julle skaam is vir my. Ek weet ek's 'n groot ou, maar as ek kan julle kom maar nader kom. So. Dus kom ons hier op same zijn gemeenskap. Dan sit ons so half my uit die voor. So, ja. So, die laaste paar weke, want ek het geweet ek kom hier naartoe, bid ek en ek sê vir julle, okay, word die boodskap, happy days, en ek kry niks. En ek bid weer, ek kry niks. Ek bid weer, ek kry niks. En ek bid weer, en ek kry niks. Gister begin ek 'n bietjie paniek. Gister begin ek kwaad. Ek het siek wakker geword, kon nie dit klim en luister iets. En my wonderlike vroutjie daarso kom en sy massage en nek en medisyne en alles. En die hele dag lê ek al so half uit dit uit. En ek kry hierdie vers, Romeine 8 vers 28 wat sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Ons ken daai vers. En die eerste gedagte wat by my opkom is, regtig? Ken jy? Want ek weet nie van julle nie, maar ek het al 'n paar keer daai versie gehoor en dan gaan ek weet nie jong. Ek het al 'n paar tye gevang. By the way, jammer dat ek so opgedres is. Ek lyk asof ek na 'n begrafnis te gaan, beloof ek is vriendelik. Maar ek hoor nie van Here genuine. En God begin my herinner van al die kere wat die goed is wat ek weer is en dinge wat ek gedoen het. Goed wat hy gedoen het. En het julle al 'n situasie gehad waar julle deur ietsie gaan, gaan julle deur nog ietsie, gaan julle nog ietsie, gaan Here, wat nog? Wat nog? Hierdie ook? Reg? Jy begin 'n bietjie upset raak. Ek het al baie. Om julle idee te gee, daar was tyd gewees so 2008, 2009. Ek het baie van depressie gelei. Ek het al die testimony gegee van die depressie en goeie. En ek hoor van 'n reeks selfmoorde by 'n skool by Hoërskool Florida. Van kinders, onderwysers en alles. En God sê vir my, jy moet gaan. Nee, waarom? En ek gaan toe en die ministerie groei van die CMA groepie van 7 kinders in 'n kamertjie op pauses na elke week is dit die hele skool in die skoolsaal. Amazing. Hierdie ding gaan. Nou kom 'n oomblik ons sal altyd cool doen en die hele skool steek hulle hande op. Almal gaan ons om die Here aanval. Wow, dis amazing. So klomp pastore daar en kom bid vir die kiddies en alles gaan great. En ek onthou ek klim op my bike en ek ry en God gaan, okay, dis klaar. Hoe nou? En ek gaan dus nou. En ek sê, nee, maar Here, ek begin het. Hierdie is awesome, ons het maar net begin. Hierdie is waar die ministerie begin, dis waar ons die pad saam met hulle stap, en God gaan, dis klaar. Interessant. So, okay, fine. En nie nou lang daarna nie, ek het op baie stadium, ek by my broer gebly, hier in Horizon. En, next man, kom my broer na my toe, en hy sê vir my, by the way, ek het ons hier kontrak opgegee, ek trek in by die ander girl, goed lang. Nou, om jullie weet te gee, voor dit, voordat ek aan die broer ingetrek, was op 2 jaar op die straat geweest. So, ek het die meid in die woorde achter my kop. Nou gaan ek, nee, dis is net, hierdie gaan nie weer gebeur, ek is jammer. Nee, en God gaan, alright, ja, gaan vastbijt. En God voorsien.
Nou, so rede hoekom ek hierdie ding vandag nou terugkom na dit. Kom ons kom terug na hierdie jaar toe. Nou ja, obviously daar nou baie gebeur in die tussentyd. Hierdie jaar, nou, die mense wat my nie ken nie, ek sê my spaartyd as ek 'n musikant. Ek was op 'n stadium 'n professionele musikant wat vir mense gespeel het, sessionwerk en recordingwerk gedoen het goede. Maar ek het my eie current recording studiootjie by die huis met my hele collection in die kamer. En op die dag wat is die anniversary is van my ma se dood, word ek wakker met die geyser wat gebars het, want ek het geweet het bo my studio gesien, was hierdie geyser en vir die 25 jaar musiek koop. En ek kan nie onthou dat dit alles gebeur in daai tyd wat opgelei het tot dit iemand op baie oomblik gaan ek Here wat rarig dit ook nog. En Here sê ietsie vir my en hy sê jy's rustig. Jy's rustig. Okay. Fine. So rustig is. En hy gee vir my Jeremia 28:11 en ons almal ken die ene. Want ek weet watter gedagte ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagte van vrede, nie van onheil, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Sê ek Jeremia, ek sê baie materialistiese ou, lyk dalk so, maar ek sê baie materialistiese ou, maar my musiekequipment is die enigste goeders wat ek vasgehou het die al die jare wat ek op straat was en rondgetrek het. Alles binne die enigste goeders gehou. En Here gaan en ek gaan toe ek moet kyk wat die konteks is van hierdie, want hoekom het die Here dit vir die Israeliete gesê ek en dit. En wat ek toe uitvind is dat die Jode was vasgevange deur die ek ken nie die Engelse woord, die Babylonians. So hulle was in tronk, hierdie woord na uit. Ek kan imagine dat hulle dit lees begin met, ek meen, J, nee? En hier is 'n amazing God is, nee. In 538 BC, voor Christus geboorte, toe gaan die koning van Babylon, sy naam is, ek kan nou nie so onthou nie, maar hy gaan toe, en hy skryf 'n wet in orde om vir die Israeliete huis toe te stuur. Hy betaal vir travel, hy betaal vir alles. En toe gee hy vir hulle die resources om hulle tempel te bou. Nogals interessant. Nou, ek kan dink dat toe hulle in die tronk was, toe hulle na 'n situasie gesit het, het hulle nie gedink dit is moontlik. Want dieselfde ou wat in die tronk gesit het, is die ou wat gegaan, weet jy wat ons? Ek dink julle moet julle God hê, julle moet julle plek hê, julle moet julle tempel hê, julle moet dit ding doen. En dit was nie 'n situasie van hulle was geforseer om uit te gaan, dit was nie Egipte nie. God het in daai ou se hart gekom. So, kom ons hou ook in gedagte dat die vyand was, wat sy hart gedraai het, wat God in daai ou se hart gewerk het. Nou om terug te kom na die skoolstorie toe, ek het altyd gewonder, wat was die punt? Ja, baie mense het laat, hande opgesteek gegaan. Ja, ek is nie, ek wil Here aan. Maar ek het gewonder, hoekom was ek geroep so? Wat was die punt daarvan gewees? Wat is die doel? Wat gaan aan? Dit voel of ek 'n closure gekry het, asof dit net nie afgesluit het. En eendag word ons uitgenooi deur 'n vrou wat ons ken, wat toe uitgedraai het as 'n pastoor van hierdie kerk, om na die kerk toe te kom. Ons gaan na die kerk toe, sê vanaand het ons 'n testimonial diens. Here, wat vol my hart ons gaan. Ja. Die hele dag gaan ek, Here waaroor praat, wat se testimony kan ek gee? En wat die funny ding is dat ek persoonlik hou ek nie daarvan om te praat oor goed wat 20 jaar terug en 30 jaar terug gebeur het en wat is Here in die tussentyd? En Here kan begin regtig. Dit is so 'n amazing stuff wat ek doen uit. En begin regtig. Ja? Gaan toe ek vertel 'n storie van skool. En ek gaan hy kort weer doen, maar die pastoor se ma en pa wat ook pastoor is, staan toe op en hulle begin hulle testament.
die praat oor konflikte en die pastoor vir die ma kyk na my en sê gaan, wanneer dit gebeur? Sê ja, 2009, 2010 daarom vir die maand. Sy gaan, okay, my man sê nou vertel. Sy gaan toe klaar met haar testament en sy gee vir haar man en haar man sê, hulle seun was onderwyser gewees by Florida Hoërskool en hy het hom gaan sien en hulle het gechat en sy seun was in 'n goeie moed gewees en alles was lekker en toe hy raai 15 minute later te bel hom te sê as hy sê op sy hang. Rolf nee, sorry as ek bietjie emosioneel raak. Dit het 2009 gebeur en sy gebed was, Here laat iets goed van hierdie afkom. Laat iets goed hier gebeur. Staan toe is, wow. Toe kom ek agter, Here het my gestuur, nadat hulle die slegste ding moontlik beleef het. Ek weet nie nog 'n ouer hierso, kan jy imagine wat dit wees om kind te verloor. En dit was sy gebed gewees en Here gaan, ja, ek stuur die eie, ek stuur die eie, en die Here het my gestuur. En, ewe skielik, toe begin hierdie pastoor kom met my praat, en hy sê, weet jy wat, ek het hierdie goeders gevolg. Stap. Ek kom agter, hierdie kerk sou nie bestaan het as die vir dit was nie. Skien wat? Die kerk sou nie bestaan het as die vir baie wenk was nie. Want toe sy seun selfmoord gepleeg het, het sy ander seun van Oosie af teruggekom, teologie begin swat, en die kerk begin. Saam met sy praat. Marianne verstoot. Ek sê, wow. So alles is kan ek connected met mekaar gedink. En maar dit is amazing. Ewe skielik kry ek 'n bietjie closer. 16 jaar na die feit. Kry ek 'n bietjie, wow. Iets goed het daar. En ek sien toe my deel in God se plan. O, so dis wat God, dis waar ek in gepas het. En dit was amazing. En ons kom terug na hierdie jaar toe die Giza. So obviously was ek 'n bietjie hartseer geweest omdat ek het alles verloor. Ek weet al die goed wat ek bietjie sentimenteel oor is. Die enigste goed waar ek sentimenteel is, het ek verloor. En ek sê vir my hulle sê ja, doen jy wat jy wil. Maar ek doen wat ek moet, ek skryf vir die dokumente en ek stuur dit en foto's. Wanneer die 6 uur kom en dan vriendelik so die koffie. Doen alles alles wat ek doen. En ja, 6 uur skryf op en hulle kom terug en hulle sê vir ons, hier is wat ons bereid is om julle te bepaal. Ek wil gaan. Dit is wow. Dit is nog soos okay. Maar waarvan jy gesentimenteel, want sekere gitare het ek gebruik op 'n sekere toer, sekere basgitare het ek gebruik op 'n ander plek, wat jy weet 'n album wat ek gerekord het, of wat ook al vir iemand. En dis baie sentimenteel, ek wil dit net op die muur hang, laat ek net daarna kyk en ek gaan, dit is nice. Sê Here, werk in die harte, want as die hele wat nie idees en spoed event is nie, as hulle jou betaal vir jou goed, kom haal hulle. Jy weet, jy hou nie iets geweet, hulle kom haal. En ek sê vir die Here, die ouens daar, die Salvadores, en dan en sê, luister geld, ons wil nie kom haal. Ek sê, okay, maar dit is al my kos om hierdie goeders terug te koop. Gewoonlik 1/3 tot 'n helfte van die prys. Ek kan nie doen. As jy nie die goeders gebruik, is wat dit is. Ek gaan weet jy wat, maar is okay, jy kan my dit betaal. Dit draai uit, ek het maar is 3% van die halwe vloeg. Ek kan dit elke betaal, ek kan dit goed verhou, en dit is nou my plan. Met daai geld is God weer opgemaak. Nie vir ons, maar vir ander mense. Ewe skielik, daar's 'n familie gewees, ek het hulle gechat, hulle het die kos gehad en God raak na. Ek het al gekry. Ja. Ek vat hulle, ek koop groceries, ek gee vir hulle. En God het so, ding hy wat, Here, ons is besig met so 'n bietjie van 'n legal battle met mense wat ons verkeerd gedoen het. En dit betaal af. En daar's 'n klomp goeders wat ewe skielik gebeur en God het voorsien
Deur hierdie onmenslike tragedie het God vir ons voorsien. Begin jy met die patroon sien. Hierdie mense het deur ongelooflike tragedies gegaan. En iets op my is net daai. Ons deur hierdie, was nou nie, ek kan nie verloor nie, maar dit is 'n tragedie vir my gewees. En God het voorsien. En toe begin ek die navorsing doen, en toe begin ek kyk, Here, dit lyk vir my, dis jou operating, nee, modus operandi, nee, dis die Here weg. En toe kom hy vers terug, daai Romeine 8, God alles ten goeie laat meewerk. Hoe amazing is dit? En wanneer daai pen drop, toe gaan ek, wow, dis amazing. Toe begin ek hier rondkyk in my lewe, en in ander mense se lewe, en ander mense se testimonie. Toe kom ek agter, dat 99% van die tyd, wanneer die goeie pen straal, en jy gaan, wat nou, Here, reg, dan gaan die Here, it's my time, tag me in. Jy weet, let's go. Maar wat moet ons doen? Ons moet die Here vertrou. Nou wat het gebeur met my in die 16 jaar tussen daai skoolsituasie en die dienst? Een baie groot verskil wat gebeur het. My mindset het heeltemal verander. Hoe ek na die wêreld kyk, hoe ek na dinge kyk, hoe ek dinge aanvat, het heeltemal verander. Ek was 'n ontsettende depressiewe persoon, wat net slegte in die lewe kon sien, net anders raak sien, net gaan Here reg. Weet wanneer ek my skik nie, wanneer. Dat was my mindset gewees. En even along the line, en dan gaan iemand soms wees vir 'n week, even along the line het ek begin, sy vingers so op my hart druk. Sien ek het daai vir jou gedoen. 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 Weet jy wat het gebeur? Ek het begin in dankbaarheid lewe. Ek het begin gaan, en dit beteken nie jy sny dit af en sê, o nee, die slegte goed bestaan nie. Maar, ek het begin kyk en gegaan, wow, jy weet, ja, dis nou, vir ons is het mundane, maar, kyk hoe mooi is die dag. So amazing dag. Jy weet, ek het kroniese pyn as gevolg van, sekere, jy weet, baie ongelukke en goeie wat ek deurgegaan het, maar, dan kom maar 'n dag dat ek die pyn het, en dan gaan ek, wow, Here, dankie. It's amazing. Dankie vir dit. Iemand kom na my toe, koop vir my 'n koppie koffie. Ja, Here, dis amazing. Dankie. Wanneer jy begin na daai goedjies kyk, daai goeders begin kyk, dan begin jy meer en meer van sien. Want sielkundig, ek is mal sielkundig en ek swat sielkundig, jy weet so in my aftyd. En dis amazing dat jou brein homself instel na wat jy op fokus. Ons het dit al baie gehoor. Nou, hoekom sê die Bybel die heeltyd fokus op wat goed is? Fokus op wat heilig is. Lewe in dankbaarheid. Daar's tonne, ek het al die verse hier so, ek sal vir julle gee. Maar daar's tonne verse wat praat daarvan. Hoekom? Want die Here het geweet, dis hoe ons geskaap het, dis hoe ons gebou is. Dis om te fokus, ons brein fokus op wat ons fokus. En dan begin hy jou opmaak, en dan begin hy sê, wow, kyk daai. En as ek teruggaan en gaan kyk, hier wat ek deurgaan het, hier wat die Here gedoen het, en dan teruggaan, wat het my gelei tot daai toe, 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 dan sou ek het God se hand gesien in alles. Ewen die tragedies. Laas keer wat ek hier was, wat ek sê, hierdie vrou van wie ek is vandag, ons persoon, hoe dit gebeur het, as my ma was dood. Ons was vriende voor die tyd, maar sy het my uitgestaan. En God my oor, en dan gegaan, wow, kyk net aan. Jy weet? As tragedie het my hele geval, my ma is met baie slegte manier oorlede, baie trauma gewees, en God gaan, moenie worry, jy het iets vir jou. Jy weet? Maar jy moet ook wees daarvoor. Jy moet ook wees daarvoor, jy moet in dankbaarheid lewe, jy kan gaan, Here, ek is bereid om dit te aanvaar. En God is nie 'n ATM nie. Here, betaal my rekening, betaal my. He's not an ATM. Verstaan my baie mooi. Waar
prosperity gospel waar gaan, nee, as jy X doen, sal die Here dit doen. Dis nie hoe dit werk nie. God het gekom om vir ons 'n lewe van oorvloed te gee. En dit kan verskillende dinge beteken, dit is nie noodwendig finansiëel nie. Want as jy op God fokus, en op wat heilig is fokus, en op wat goed is fokus, dan gaan jy eerstens, gaan jy hoop hê. So Romeine 5 vers 3 tot 8. Ek ken dit net in Engels, ek vra om verskoning. Maar, therefore, we rejoice in our trials and tribulations, for it creates in us perseverance, character, and character hope, and hope in Christ never fails us. Ons het hoop, wanneer ons op God fokus. En dan wanneer ons op die goeie goedes fokus, en wat heilig is fokus, dan ons nie net hoop nie, maar ons het vrede. Nou wat gebeur die volgende keer as iets jou tref? Dan gaan nie Here rarig nie. Want dan gaan jy, Here, next guy. Hier is jou kans. I'm telling you, man, vat jy oor. Sê vir my wat ek moet doen, maar jy is in die weer. En ewe skielik dan gaan jy begin sien hoe dinge gebeur. Ons is nou die 15de doen ons carols by candlelight tipe situasie, kerstdiens in Mansfield. Ons ry daar in en my siel is verskriklik. Dit ongemaklik. Ek wil sê van my daar, wel, as die Here wil hê ons moet doen, want mense ons uitgenooi met die pastoor kan nie 'n woord in ons praat. So ons praat deur 'n vertolker met die pastoor. En sy sê vir my, wel, as die Here wil hê ons moet doen, dan sal die kerk raad los. En as die Here wil hê ons moet doen, sal hy voorsien. So ek cool, Here, you're right, ek wil dit doen. I don't want to do this, ek wil dit doen. Er is niks te doen met enigiets anders as ek is wel gemaklik om mense sodat ek nie ken nie, en ons almal is maar so. Ja? En ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie wat om vir hulle te sê nie, ek weet nie wat om, jy weet, want hulle situasie is utter poverty, en ek het op die straat gelewe, maar, jy weet, daar is 'n hof, en as jy daar weer en dan gaan jy, wauw, jou hart breek. En die Dinsdag kom, ons het die Vrydag gesien, hè? Daar op die Vrydag. Die Dinsdag kom, jammer ons slaap, maar ja, die kerk raad sê jy. Wat is ons budget, né? Sy sê vir my R15,000. Ek ons het die R15,000 toe. Hoef dit te doen nie. Sy gaan na 'n meeting toe, business meeting toe. Sy vertel allemaal dis wat ons wil doen. En nou is ek sy hande wat gaan doen, so budget, die R15,000, moenie wat in my maatskappy betaal is. Okay, Here, laat ons vat. Die ding is, alhoewel ek dit nie wou gedoen het, was deel van my situasie was gewees. Here, as jy vir my sê, sal ek dit doen. As jy vir my sê, ek moet gaan, dan sal ek gaan. Dit het gebeur by Florida, dit gebeur by die Geyser, hier nou. God is oor ons. En ek dink nie ons verstaan heeltemal hoe hy is nie. God speel nie sinloos met ons nie. Jy weet, as ons sê, Here maak dit meer oop en alles, jy weet, ons het vrye wil vir 'n rede, en dit is wat amazing is. Hy het ons vrye wil gegee, maar hy het ook vir ons die Heilige Gees gegee, die Spirit of Discernment, om te sê, daar's 'n opportunity, en die Here stuur my nie toe. En ek het baie vrae gekry, hoe hoor jy die Here? En die maklikste manier is, jy het sielsvrede. As jy gaan dink oor iets, moet ek links of regs met my besigheid, moet ek links of regs met my kinders, moet ek links of regs met dit, met dat, die sielsvrede. Jy mag dalk 'n bietjie nervus wees, sê, ek weet nie wat ek kan doen, maar jy het vrede, jy weet net. Jy weet net dat jy weet. Dis Here. Ek kan nie, as ek hier staan en vir julle elke keer vertel, wat die Here dit vir my gedoen het, soms die hele week nie sal wees, maybe langer. Maar, my punt is, toe hierdie Geyser gebars het, en hierdie goed is gebeur in my, die verskil in 16 jaar, ek het verander van, Here, regtig, dit ook nog, na, Here, let's go. Awesome. Kom ons sien wat doen jy nou vir. En ek het in dankbaarheid begin doen. Eers, dankie, dat die Geyser nie die honde gebrand het. Dankie, dat
ons op baie stadium in skerming stond. Maar was daar is het nie verseker geword. Dankie dat jy goed gewerk het. Dankie dat jy aan sy harte gewerk het, dat ek my goed kon terugkry vir 'n klein persentasie van wat hulle werd is. Dankie vir die feit, dankie dat jy voor my uitloop en hierdie dinge regmaak vir my. So, wanneer ons begin op God fokus, en wanneer ek sê op God fokus, beteken ek, begin God raak sien in die goed om jou, in die dinge om jou, in die mense om jou. Iemand wat nice is met jou, dis ietsie van God daar. Iemand wat ietsie vir jou doen, dis ietsie van God daar. Die kans om ietsie vir iemand anders te doen, dis baie van God daar. Daai is baie van God. En jy sal agterkom 9 keer uit 10 uit, sal die Here vir jou sê, help daar, doen dit, sê dit, en praat met, en 90% van die tyd kan ek die bekostig nie, of ek sê die persoon met die mense praat nie, ek sê dit nie, ek sê dat nie, ek sê goed genoeg nie. Maar jy kan weer eens deur die hele Bybel gaan, en almal het dieselfde probleem gehad. Moses het gehaal, en hy het miljoene mense gelei. Daar was op 'n veldleider. Ek weet, hy het 'n koning. En ek weet jy kan deur die Bybel gaan en elke liewe persoon, elke hero in die Bybel was nie goed genoeg nie. So wanneer jy dink en wanneer jy hoor dat God iets vir jou wil doen of jou wil iets te gaan doen dit. Want God wil homself openbaar aan jou in daai oomblik. God wil homself openbaar in daai aksie. En wanneer jy in dankbaarheid leef, dan begin jy net goedjies net meer en meer op. Dis net God se karakter. Dis net die woord is. Dan begin meer en meer goedjies op. As enige van julle al ooit vir iemand gebid het of bedien het of enigiets, kom jy agter, jy voel baie beter op die einde van die dag as wat hulle doen. Hoekom? Want God gaan well done. En wanneer jy in dankbaarheid leef, dan begin jy opportunities op. Ek kan die voorbeeld van Job gebruik. Job het gemou. Hy het gemou. Maar hoekom het die Here hom nie versuim nie? Hoekom het die Here hom nie weggekom? Ons weet van die historie van die hulle dink was hom in die Bybel en alles. Maar hoekom het God, jy weet maar Job gaan ek weet hoe die ouens okay. Ek vertrou nog. Ek trust Job. Hoekom? Want selfs toe Job gemou het, was dit in gebed. Hy het met die Here gepraat. Here, wat nou? Selfs toe hy gemou het, was dit in gebed. So as jy wil maak, maar maak seker dat jy ook in dankbaarheid leef en gaan baie Here, ek weet hierdie is baie, my kar het gebreek, maar dankie dat my kids op tyd is. Dankie dat jy vir my voorsien. Dankie dat jy daar is vir my. Hier is baie goed waarvoor ons kan dankbaar wees. En jy kan enigstens wees van, dis 'n mooi dag tot, wow, hier is spesifieke dinge wat jy vir my gedoen het. En 90% van die tyd sal jy ook agterkom dat God wag tot op die oomblik waar jy nie kan sê dis enigiets anders as God. Dis ook sy karakter. Hy doen dit ook. Want dan gaan jy, Here, help my. Dan wag. Gaan jy, Here, help my en jy wag. Maar jy dink jy altyd nie agterkom op ja, okay, so ek kan dit doen, ek skree bel en dit doen, ek kan op dit. Here, help my. En dan wanneer jy van, ek het nie meer keuse nie, ek het nie meer opsies ook nie. Dan gaan God, ja, hier is hy. Nou kan jy nie sê, dis Janie in die pad af nie. Jy kan nie sê, dis Susie nie. Jy kan nie sê, dis Gert nie. Dis ek. Want, daar's hierdie dinge wat ek baie keer hoor op TV, hulle sê, what's the meaning of life, what's the purpose of life? It's to live in glory of God. That's it. This so makkelijk is dit. It's to live in service and glory of God. En hoe kan ons deur dankbaar te wees, deur om te fokus op die goeie en die heilige en al iets, en om daar te wees op die mense. So, ek wil julle challenge vandag.
as dinge rof gaan met julle, maak nie so op 'n klein of groot nie, wil ek julle challenge, gaan myn by julle, gaan try hom, en sê vir hom, yes, rof. Maar begin vir hom dankie sê. Begin goeie soek, al is dit een ding 'n dag, begin goeie soek waarvoor jy dankbaar kan wees. Hoe ek uit my depressie uitgekom het. Ek het 'n video gesien van 'n sielkundige wat my gevra het, hoe deel jy met mense wat ergens klinies depressief is? Dan gaan hy het die girl gesien wat depressief was, en sy het in die wagkamer gesit en sy het 'n koppie koffie gedrink, en sy instap te gaan hy, was dit ten minste 'n goeie plek met koffie. En sy gaan, ja, sê ek vir die volgende week, al wat ek wil hê, jy moet doen, as dinge rof raak, en lewe raak uit plek uit, en sê, ja, dit is gebeur, want dan sit ek 'n goeie koppie koffie. En dan begin jy in dankbaarheid lewe. Want as klinies bewys dat as jy in dankbaarheid lewe, en die Here het dit geweet, duisende jare, as jy in dankbaarheid lewe, kan jy nie depressief wees nie. Dit is onmoontlik. Jou brein kan dit nie doen, want dieselfde gedeelte wat depressiwiteit hanteer, dan hanteer ook dankbaarheid. So as jy besig gaan met dankbaarheid, gaan jy nie depressief kan wees. As jy besig is met dankbaarheid, dan gaan jy ook nie hartseer wees. Jy gaan hartseer wees, maar jy gaan nie gebroken wees deur die hartseer. Dis amazing. Want wat in my gebeur het is, ewe skielik, as die lewe goed is my kant toe gooi, dan gaan ek, okay. Hoekom? Want ek het vrede en ek het hoop. En ek het vertroue in die Here daar kan wees. As jy gaan sit, gaan vat 'n bietjie tyd, gaan sit en gaan, Here, hier is alles wat sleg is, maar baie dankie vir alles wat goed is. En dan sien jy in die lewe begin omdraai. Ek is 'n living testimony van dit. Want toe ek daai verandering begin maak, begin goeders gebeur. God het my probeer wys, jy is bedoel vir meer as dit. Maar die oomblik toe ek begin in dankbaarheid lewe, toe kom ek agter, wow, kyk wat doen God, kyk wat doen God, kyk wat. Right, so daar is jy met challenge. Ek gaan vir ons afsluit in gebed hierso, en dan sal ons my wonderlike Dominiek gaan dan vir ons die nagmaal doen. Okay. Almagtige God, Hemelse Vader, ek dank U, Here, dat ons hier mekaar kon gewees het. Dank U, Here, dat die Gees hierso is en by ons almal is. Ek dank U, Here, dat U self van bewys en oopmaak aan ons, dat U gaan beleidlik oop wees aan ons, Here. Dat waar ons gaan, dat ons U hand gaan sien, waar ons gaan, ons U sê gaan doen. Ek dank U, Here, dat U in elke een van ons gaan werk. Ek dank U, Here, dat U gaan van die kleinste tot die grootste wonderwerke doen vir ons, Here. Ek dank U, Here, dat U amazing is. Ek dank U, Here, dat U ons bless elke dag. Ek dank U, Here, dat ons van U toe kan kom. U kan sê, dinge gaan nie goed nie. Dat ons kan sê, ons sukkel. Dat ons kan sê, ons trek swaar. Maar dat ons ook gaan weer en kan dankbaar wees. Dat voor enigiets te erg word, dan is jy daar. En ons kan net dankie sê, weer eens, oor en oor en oor. Net dankbaar wees vir die amazing God wat is, die amazing Vader wat is, die amazing leier wat is. Dankie, Here, dat U vir ons die Gees so duidelik gaan maak, dat ons sal loop waar U wil ons loop, dat ons sal sê wat ons moet sê, dat ons sal doen wat ons moet. Ek dank U, Here, in Jesus wonderlike naam. Goeiemôre almal. Skalk, sal jy vir ons die nagmaal so lank uithaal asseblief? Hy is ons champ vandag. Dit is volbring. Dit is Jesus se laaste woorde op die kruis. In Johannes 19 vers 30 sê dit, toe Jesus die suurwyn ontvang het hy gesê, dit is volbring. En hy het sy hoofd gebuig en sy gees oorgegee. Die grootste geskenk aan die mensdom was die volbrengs van die Here se tyd op aarde om ons lewens te red, om ons van sonde te red, was dit nou nie so nie. So terwyl ons aan die nagmaal deel, onthou ons die offer wat die Here vir ons as mensdom gemaak het op die kruis. Dit is volbring.
was die laaste woorde van Jesus, wat die voltooiing van sy sending aandui, om die mensdom van sonde te red. Maar volbrengs is nie net die einde nie, is dit. Dis die begin van iets nuuts. Matrikulante wat nou matriek geskryf het, hulle skoolloopbaan is volbreng. En dit bring geleenthede in die nuwe jaar, of studies, of 'n werksgeleentheid, of 'n tyd van rus vir hulle. Vir kinders wat dit dalk nie gemaak het nie, dit is nie die einde nie. Dit is die begin om weer te probeer. In Engels sê ons mos fail forward. Jou terugslag is nie die einde nie. Your setback is your comeback. Verloopbane wat 'n einde loop, dis of die begin van jou aftreetyd, of die begin van 'n nuwe loopbaan met nuwe geleenthede, egskeiding. Ons weet, die Here is nie 'n fan van egskeiding, maar partykeer is dit 'n noodsaaklikheid, as daar geweld is in 'n huwelik, as daar mense te vinnig getrou het, die einde van 'n huwelik is die aanbrengs van dalk iets mooier, 'n tweede kans, selfs met my en Gerard. Die dood, ons op aarde, wat mense aan die dood afstaan, vir ons is dit baie hartseer en amper 'n tragedie, maar vir daai persoon wat oorlede is, dis die volbrengs van hulle lewe op aarde, is dit nou nie, maar dis die begin van waar hulle tyd aan die voete van die Here begin. Ietsie mooi in daai volbrengs. So die betekenis van nagmaal, dis 'n herinnering. Nagmaal herinnering aan ons aan Jesus se opoffering en liefde vir ons. Dis gemeenskap met God. Deur die brood en wyn te ervaar, is vir ons 'n diep verbintenis met die Here. En ons moet onthou, ons hoef dit nie net in die kerk te doen. Ons kan nagmaal saam as 'n familie doen. Die Here het ons gesê, doen dit soveel as wat julle moontlik maak in my gedenke. En vergifnis. Soos wat ons aan nagmaal deelneem, ontvang ons vergifnis en reiniging van sonde. So dink daaroor, dink aan Jesus se opoffering vir ons, dat ons hier vandag kan sit en staan, saam met mekaar, op hierdie mooi dag. Neem 'n oomblik om daar te dink aan die diepte van die Here se liefde van ons. Soos Gert genoem het in sy preek, partykeer dink ons, maar waar is die Here? Ek het al vir hom gesê, ek voel ek bid teen die plafon. Dis hy mag gaan staan aan buite. Partykeer moet ons die Here 'n kans gee om ons te antwoord. Want ons bid, ag Here, help my. En voordat die Here kan antwoord sê, maar onthou Here, ek het luister en luister partykeer. Gee die Here 'n kans. Leef in dankbaarheid. Leef 'n lewe wat God eer en gevul met dankbaarheid vir die offer wat Jesus gemaak het. Daar's 'n tema wat hier deurloop, né? Selfs as jy 'n slag gaan, soek vir daai dingetjies om dankbaar te wees. As ons ons oor die volgende oggend oopmaak, laat die Here skrik en dink, o, sy's wakker, ek sal weer. Sê vir Here dankie, waar lei jy my vandag? Kom ons gaan doen hierdie ding vandag, Here. Dis die einde van nog 'n week, maar die begin van 'n nuwe week, wat ons die Here se werk kan doen. En deel die boodskap van die Here. Deel die goeie nuus van die Here. Iemand wat baie hartseer is die dag, sit net saam met hulle. As jy iemand in 'n winkelsentrum sien, in 'n restaurant wat baie hartseer ly, stap na hulle toe, vra of jy saam met hulle kan bid. Jy weet nooit of dit daai persoon is wie se lewe jy deur die Here daai dag red, wat 'n gedagte van selfdood in hulle gedagtes het daai dag, en net dat die Here jou op daai oomblik in die regte plek gesit het om vir hulle te bid. So kom ons neem ons elemente, die maklikste manier, as jy buig daai voorste stukkie vorentoe, en dan terug, en dan breek jy hierdie sagte stukkie plastiek op, en daar's jou buitekie. So ons dink aan die Here, wat sy liggaam vir ons gegee het, op die dag saam met sy disippels, en ons sê vir die Here, dankie dat hy sy liggaam vir ons gegee het. Kom ons sê almal saam en ons neem deel aan die brood.
En dan die bloed van Jesus, die rooi. Dit symboliseer die Here se bloed wat vir ons gevloei het op die kruis. As ons net kan dink, ek weet nie of iemand al die Passion gekyk het nie, maar dit is 'n visuele ervaring van wat die Here doen. Ons kan die teorie in die Bybel lees, maar sit jouself in Jesus se voete en dink net die vernedering wat hulle op hom gesit het. Maar hy het sy bloed vir ons gespoel en hy is hou toe en hy hou oorwin en hy is hier tussen ons vandag en hy lei ons elke dag. En ons moet net wanneer ons slegste tyd is, op ons knieë, is die enigste plek om te kyk is op. Gee die Here jou hand, dat hy jou weer opvang. Ons sê dankie en amen. Ons neem deel. Ek wil hê ons moet elkeen net 'n hand op iemand sit terwyl ons bid. Here, ons kom vandag na U toe en ons sê dankie vir hierdie tyd saam. Ons sê dankie dat ons die geleentheid het om saam te gesels. Nuwe Hoop Kerk is die gebou, maar die mense is jou kerk, jou tempel. En ons dankie vir die opoffering wat U vir ons gegee het as mensdom. Dankie vir jou seun se volbrengs in ons lewe, dat ons voort kan gaan en U werk te doen en te kyk en dankbaar kan wees. Ons bid vir elkeen vandag, vir elke man en vrou en kind, dat met elke volbrengs in hulle lewe wonderlike en mooi nuwe ervarings sal bring. En ons dankie in die Here se naam. Amen. Welkom. Nie wat ek nou gaan sê, gaan eintlik nou goed gepaard gaan met wat nou gesê is vandag. Ek het so 'n paar straatdrag terug. Ek werk na skool so. Vrydag kom ek laat by die huis aan en laat ek nou daarvan 'n bietjie uit te slaap. En ek het die een Saterdag word ek wakker. Kinders het die melk gebruik, so ek is toe nog so ek dink die koffie. En ek stap toe na my ma toe en ek pak sommer net by haar af. En ek gee vir haar alles. En ek sê toe vir haar op 'n stadium, man, ek voel of ek te hard probeer. God wil nie, man, ek wil sommer net ophou, want dit werk net nie. Sy sê net, man, ek kom in die kamer, koop jou melk. So ek loop toe maar in die kamer, ek is nou baie ongekrap, so ek is nou besig met God, en ek is, kom luister, wat gaan nou aan, hoekom? Jy moet nou 'n bietjie kom begin, besig raak weer my lewe, dit voel of jy raak besig en dan verdwyn jy, dan raak jy besig en verdwyn jy, wat gaan aan? Is dit ek of wat gaan aan? En ek besluit nie vir halfpad op pad na toe op hierdie gaan te imiteren. Besluit ek nie, ek sit die musiek aan, ek sit die kar klip aan, ek luister hierdie onbeskaamde oorwinnings, en ek sing saam, ek gaan maar net mal te keer, ek sê nie eens wat die mense sê. Kom in die melkwinkel aan, koop die melk van my ma oor, 2 van die 6 liter melk. En ek stap, waar uitstap, die ou sê vir my, jy kan koffie verniet. Sê vir hom, okay. Hy sê die ou, hy soek 'n koffie. Hy sê sommer maak 2 koffies. Toch, okay. Sê ek nou maar niks, gaan haal my koffie, ek wil in die kar, en hy sê vir my, nou, daar is jou koffie. Bijna stil. En ek sê die kar, in die hel. Ek sê dit in die hel, van, rarig, verdien ek dit. Dit is ons nou nie so nie. En as 'n mens nou kyk in jou lewe, as 'n mens kyk wat God doen, hoe hy werk, as jy reg waar, op die tye wat jy dink hy's nie daar, is die tye wat hy eintlik daar is. En as jy voel jy bid in die dag vas, ek nou vandag nie in naas jy gehoor, gaan bid buite. Want reg waar, God is daar. En as op die tye wat jy dink hy's nie daar, wat hy eintlik daar is,
En as die klein dingetjies in die lewe wat uitgaan en hy vir jou mens makliker maak. Mense dink nie daaraan. Mense gaan maar net aan met jou lewe en jy dink, ek meen, party dae voel ek is soos ek gesê het, hy's nie daar nie. En dan herinner hy hom. En dis die klein dingetjies wat 'n mens nie raak sien nie. As jy die pad met God loop, dan sien jy daai klein dingetjies raak. En as die klein dingetjies wat jy laat besef, luister, ek is nog daar. Die oggend, soos hy sê, as jy die oggend wakker word, jy stap uit en die son skyn of dit reën of iets van, dan sit dit waar. Dis dieselfde van, ek kom by die werk aan elke dag, en op 'n stadium het dinge sleg gegaan, ons het baas gehad vir die plek in die grond en gewerk het en so aan. En ek het elke dag bid, ek bid elke dag saam met my ouens. As ons nou instap, dit is my ding. Sou ons by mekaar kom en dan bid. En eendag sê hulle net vir ons, luister, die mense is weg. Voordat paas het inkom en die mense laat praat vir die mense. En ek was net van, wow. Regtig? Ek het nooit gedink my gebeure gaan so ver gaan. En ek weet dis nie met my gebeure nie, ek weet daar was ander mense wat ook gebid het in die maatskappy en alles. En ek het dit vir ons opgemaak. En soos ek nou aangaan met die werk, nou het ons 'n nuwe warehouse bestuurder, en ons van die ou nie vir my luister nie. In plaas van om te pla oor die ou, gaan ek na God toe en ek sê, God, luister, vat hierdie ou en bless hom. Ek weet, ek like hom nie, maar bless hom. Ek sit hom in die hande. Ek weet, ek kan nou verder niks met hierdie ou doen. Wat jy hom? Wat doen ek? Ek gaan sit iemand anders in, wat net vir onderhouding is, wat door my is, wat, hy is nou my leiding, wat nou met hierdie warehouse manager kan praat, en skielik verander dinge. Want hierdie ou kan sien wat die aangaan, en hierdie ou praat met die warehouse manager. En is van, God, regtig? Ek gaan nie, dit is die klein dingetjies in die lewe wat hy doen. Maak 'n mens se lewe nie die moeite werd. Wat ek wil sê, dankie. Dankie almal. Ek gaan net afsluit. Ons het ook gratis koffie en koekies hierso. So dit moet drink. Kan jy vir ons 'n kwartie diens op vir asseblief?